Baie welkom by Pretoria FM. Jy luister na Soggens met Sarina en ons is besig met 'n reeks oor ouerskapstyle en kinders se persoonlikhede gebaseer op Hetty Brits se topverkoper boek Kweek kinders met karakter. Heerlik om vir Hetty te hê wat saam met ons hieroor gesels, as ook Karen Hunt. Sy's 'n geakkrediteerde fasiliteerder van die kursus Journey Through the Parenting Garden. Goeiedag dames, baie welkom. Dankie Sarina, dis lekker om weer saam te kuier. Hallo Sarina, hallo Karen. Verlede week het ons vlugtig verwys na die verskillende boompies, soos uiteengesit in Hetty se boek, en ek het genoem dat ons dalk moet kyk na volwasse boompies, want jy ken die Afrikaanse uitdrukking, buig die boompie terwyl hy nog jonk is. So wat nou gemaak met 'n volwasse boom wat klaar vrugte dra of nie vrugte dra nie, en dit is nou hoe ons gemaak is. So kan ons vinnig kyk na 'n volwasse boom. Is dit dieselfde 4 bome, Hetty? Ja en nee, Sarina, want ek wil so 'n treukie teruggee en sê, al het ons laasweek net oor die 4 bome gepraat, is dit baie belangrik om te weet dat temperament letterlik beteken mengsel. En nie een van ons is 100% 'n roosboom, 'n suurboom, 'n denneboom of 'n palmboom nie. Ons is unieke mengsels. Maar dit help om die 4 hooftipes te verstaan, sodat as iemand kom en sê ek is 'n suurden of ek is 'n kontraroos, ek's alles behalwe roos, ek's die ander 3 bome bymekaar, dan verstaan ons die beginsel om te kan dink hoe dit lyk, amper soos wat kleure op 'n plankie gemeng kan word vir 'n skildery. Ons weet geel en blou maak groen. En daai verstaan van die kombinasies is ook vreeslik belangrik, maar ons praat nou vandag oor die 4 hooftipes, ja. So die volwasse bome is bome wat al gegroei het buite net hulle natuurlike geneigtheid. En dit beteken as ons praat van 'n suurboom wat verstaan kan word as suur partykeer, en soos wat Karen laas week genoem het, ons moet dit reg spel, SUE, dan is dit nie noodwendig in die volwasse boom wat al gegroei het waar nie. Dan het jy iemand wat verstaan, ek is 'n kontroleur, ek is 'n verbeteraar, ek is 'n probleemoplosser, en om dit te kan doen, moet ek probleme kan raak sien, né? So wanneer ons nou oor die bome praat, dan gaan ek en Karen vir julle die prentjie skets van die volwasse boom, wat al gegroei het, selfkennis het, en hulle beste bydrae tot die wêreld kan bring. So Karen, as dit reg is met jou, dan gaan ons rolle ruil, en ek gaan vandag dan nou praat oor die suurboom en die denneboom en hulle volwassenheid, en dan los ek die palm en die roos vir jou. So as ek dink aan 'n volwasse suurboom, dan dink ek aan iemand wat weet, ek is nie die kern van die partytjie nie, ek is nie die grootste pret in die parkie nie, ek is iemand wat die detail raak sien, ek is iemand wat 'n plan maak, en ek is iemand wat eerder agter die skerms help. As mens nou dink aan hoe perfek so 'n suurboompie gesnoei is, dan sien jy ook, hy kan 'n driehoekie wees, hy kan soos 'n kameelperd lyk. Jy kan 'n suurboom in enige vorm snoei wat jy wil. En wat met suurbome gebeur is dat hulle self baie maklik verloor in die vereistes en verwagtinge van ander mense. Ek sal alles doen wat jy wil ek moet doen. Sê net vir my hoe lank moet die paragraaf wees, dubbelspasiering of enkelspasiering op papier, of hoe wil jy dit hê aanlyn? Sê vir homself jy presies gee wat jy wil hê. Maar die volwasse suurboom doen dit nie meer nie. Word nie meer alles vir almal nie. Hy het 'n sterk sin vir identiteit en gaan volgens my beginsels en volgens my waardes lewe, en nie toelaat dat iemand my intimideer om te word wat hulle wil hê ek moet wees nie. En dan kyk ons na iemand soos Moses, wat deur daai moeilike stryd gegaan het van onsekerheid, selfbewustheid daar by die brandende bos, wil al die inligting voor die tyd hê, en die Here in sy goedheid het dit gedoen. Hy het vir Moses gesê, kom ek vertel vir jou presies hoe hierdie gaan loop. Farao gaan 10 keer ja sê, dan nee, dan ja, dan nee, en hierdie is alles wat ek gaan doen, en dan gaan ek met my sterk hand, gaan ek julle uit Egipte uitlei. En as Moses dit nie vooraf geweet het nie, sou hy nie kon funksioneer nie. Hy was ook nie gretig om heel voor te loop nie, en toe die Here vir hom sy palmboombroer Aaron gegee, om hom daarmee te help, en Miriam en so in ondersteuning, en op 'n dag moes sy skoonpa ook vir hom sê, Moses, jy kan nie alles doen nie. Jy moet nou begin delegeer, jy moet nou begin ander leiers aanstel
om jou te help. En dit is die groeipad van die suur, van onsekerheid in onsself, nodigheid om altyd alles te weet wat volgende gaan gebeur, tot by 'n brawe leier wat uiteindelik ook vir mense die wet kon gee. Want dit doen suurbome baie mooi. Kan mooi vir jou presies sê wat jy moet doen en nie moet doen nie. En wat uiteindelik mense kon lei tot by die beloofde land. Die hartseer ding is dat daar nog 'n element van volwassenheid was wat nie by Moses gebeur het nie, en hy kon nie in die beloofde land ingaan nie, en ek sê altyd vir suurbome, ek dink dis omdat hy altyd nog die wet onder die arm gehad het, en 'n mens moet die wet neersit en die genade aangryp om regtig in die beloofde land in te gaan. Miskien sal ek nou vir jou Karen 'n boom laat doen, dan sal ek later weer praat oor die den. Ek gaan na die palm toe gaan. En wat hier mooi is net hulle veerkragtigheid, hoe hulle kan eendag, as mens ook kyk na die analogie van 'n gewone boom, palmboom, is hulle kan ombuig in 'n storm, en dit kan lyk of daai boom nooit weer gaan regop staan nie, en die volgende dag as die son uitkom, dan staan hulle weer mooi sterk, en jy weet nie eers daar was 'n storm nie. So hulle is geweldig veerkragtig. Hulle hou van pret, hulle is spontaan, hulle is onvoorspelbaar, ondeend en verrassend, en hulle lyk soms woes. Mens moet ook nie te veel na hulle karring nie, dan is dit nie goed vir hulle stelsel nie, maar hulle is uiters optimisties. En wanneer hulle tot volwasse bome groei, is hulle aanmoedigend. Hulle het geweldige mooi harte, hulle is vrygewig, liefdevol. Hulle inspireer geweldig goed, omdat hulle so mense na hulle toe trek, ook fisiese voorkoms wat vir hulle belangrik is, omdat hulle daai platform gaan nodig hê om inspraak te lewer in ander se lewens. Innoveerders is baie keer die palmbome. Hulle is verskriklik charmant. Hulle dis die wat wegkom met baie wanneer hulle slim praatjies kan maak, maar hulle is ook passievol en hulle is kreatief. Entoesiasties het ek al genoem. Hulle bemagtig graag mense en hulle is oopkop en openhartig. So hierdie is regtig 'n toeganklike tipe mens, 'n mens. En die beeld wat hier na vore kom is Petrus was byvoorbeeld, en Aaron wat jy genoem het, maar Petrus is 'n goeie voorbeeld ook van uit die Bybel uit, want hy wou Jesus so graag volg en hy het alles gegee, maar hy was vinnig met sy mond en hy het gesê ek wil U lief hê, maar op die ou einde het sy moed hom begewe, maar hy het weer teruggedraai en teruggekom omdat hy volwasse was, en hy kon na die Here toe kom en die Here kon sê hê my lief, en hy het dit vir hom 3 keer gesê, want partykeer moet palms ook 3 keer hoor en meer as 1 keer hoor en dit bevestig kry om regtig dit te laat insink, en hy het ook wys ook die groei waardeur hy was om te kom tot hierdie punt waar hy werklik sy liefde vir mense prakties kon omsit, en dit is die mooi van die palmbome. Eddie. Gister het ons 'n opleiding gehad met van die fasiliteerders, en ons het agtergekom hoe graag mense palms wil wees. En ek dink veral die suurbome wil graag palms wees, en dit is my so belangrik dat ons nie vergelyk nie, en na hierdie individuele bome luister en sê elkeen het soveel waarde. Daar is nie 'n beter boom of 'n meer Christelike boom of 'n boom wat meer soos Jesus is nie. Ek glo trouens hy was al 4 sodat hy alles kon beleef wat elke mens moet beleef, die versoeking en die vreugdes, om ons te kan verstaan en ons hoëpriester te kan wees. Maar ek is nie die redder van die wêreld nie, so ek hoef nie al 4 bome te wees nie. So as ons nou praat oor die den, dan is die denneboom baie keer iemand wat op die agtergrond is. As jy nou dink aan daai woude daar by Sappie waar Karen bly, as jy verby so dennewoud ry, dan is daar nie een boom wat uitstaan sodat jy remme aanslaan en sê, kyk net daai ongelooflike boom in die vedery van links, tweede van voor. Dit gebeur nie met jou nie, want jy sien net kollektief boom. En dis wat gebeur met 'n den. Jy kan 'n klas met 'n den bywoon week na week en dan sê, waar's Janine? Ek het haar baie lank lank gesien. Dan sê hulle nee, Janine is nog elke week hierso. Want hulle smelt saam met die agtergrond. En as jy nou in die vertrek waar jy is rondkyk, sien jy dalk nie dennehout nie, maar hier in Amerika bou hulle mos die huise soos 'n aangepakte vuur. So daar is dennehout in my mure, daar's dennehout wat my dak ophou, daar's dennehout in my vloer. En dis tipies waar die denne is. Hulle hou al die strukture in stand, hulle werk agter die skerms, hulle versorg die mense, hulle spreek behoeftes aan, hulle luister. Dis al daai ondersteunende, nie so snazzy rolle wat hulle speel, en hulle is geduldig daarmee.
en hulle emosies lê diep. Hulle beleef dinge intens, maar ons kan dit nie op hulle gesigte sien nie. Hulle lyk dieselfde as hulle naar verlief of baie bekommerd is. Jy kan nie die verskil sien nie. En mense vra ook nie. Wat so hartseer is, Denne adverteer nie hulle behoeftes nie. So om met 'n Denne in verhouding te wees beteken 'n mens moet 80% gee en daai 20 wat hulle teruggee is oor en oor die moeite werd, want hulle praat min, maar daar's wysheid. En hulle is soos Abraham wat een roeping gehad het vir sy hele lewe. Dit het alles gegaan oor Isak en die nageslag. En as ons by Abraham aankom, dan sit hy voor sy tent. Hy het nie stede gebou en die roosboomprestasies gejaag nie. Dit het gegaan oor verhouding. As God of 'n engel by hom opdaag, dan gaan maak hy eers kos. Dan sit hulle, dan eet hulle saam, dan praat hulle oor familie. Dis wat hennebome doen. Hulle sit saam, praat saam en dit gaan vir hulle oor mense. Maar uiteindelik moes hy sy Isak offer en is baie keer so met dennebome dat hulle uit hulle gemaksone getrek word om volwasse te kan word. En baie dikwels iemand of iets waaraan hulle totale identiteit koppel, moet opgee om op die ou eind in God alleen geanker te wees, want dennebome is toegewyd, loyaal. Ek as 'n beraader, coach, kry baie te doen met dennebome wat in verhoudings sal bly tot hulle eie groot skade en verlies, wanneer iemand anders lankal sou geloop het. Maar as 'n denneboom by my deur instap en sê ek's klaar met die huwelik, dan sê ek, kom ons maak die familieplan. Ek probeer nie eers verder nie. En dis nie omdat ek nie hoop het vir so 'n huwelik nie, maar as 'n denneboom vir my sê hulle is klaar, is hulle al 5 jaar lank klaar. Want om 'n verhouding af te sny is nie iets wat hulle eintlik doen nie. Dan kom ons by die laaste een, is die roos, en dit is die sterk ene wat mooi uitstaan, wat die vrug kan dra en wys, maar ook die taai gedeelte van die dorings het. En dit is so dat 'n volwasse roos minder dorings later kan hê, of leer hoe om dit reg te gebruik ook. Want sekere mense in die lewe het nodig om soos 'n roos op te tree om ander te kan beskerm, en dit doen hulle ook baie goed. Hulle is baie beskermend oor hulle gesinne en ook hulle gemeenskappe. Hulle is ook 'n stem van waarheid wat praat, maar altyd in liefde. Hulle is geïnteresseerd in mense, veral as hulle vreemdelinge ontmoet, hulle doen moeite, maar hulle is selfversekerd en dapper en kom dalk miskien vir party mense baie oorweldigend voor. Hulle is gefokus, hulle is nie selfsugtig nie, en hulle is voorlopers. Dis daardie mense wat die baan weg vir ons, sodat ons hulle net kan volg. Hulle vat die punch, as mense dit so kan sê, en hulle hou daarvan, en hulle gee nie op nie. Hulle kan volhard soos geen ander van die boomtipes nie. En hulle stel daardie voorbeeld van integriteit in die gemeenskap ook graag. Iemand wat ons na kan opkyk wat ook so is, was Paulus uit die Bybel, wat die Here letterlik moes tot op sy knieë bring en sy naam verander om hom te stop, omdat hy net so gedetermineerd was om uit te kom wat hy geglo het wat reg is. En wanneer mens daardie energie en daardie kragtigheid wat hulle het en hulle deursettingsvermoë reg kanaliseer en van jongs af reg gesnoei was, omdat hulle so taai was, het hulle baie snoeiwerk nodig en daardie takke onder beheer gebring het, kan hulle hierdie mooi bosse raak wat regtig vreugde bring vir almal rondom hulle en ja, net hulle mooi vir die wêreld ook wys en dit met almal deel. Hulle floreer ontsaglik goed onder druk ook, en ek dink amper dit is die uitsondering van die boomtipes wat regtig hou van spanning en druk. Dit is vir hulle lekker en dit laat hulle vorentoe beer om nog 'n groter verskil daarvoor te gaan maak. Dis lekker om so vinnig stil te staan by die volwasse bome, en in die volgende paar episodes gaan ons spesifiek dan ook kyk na die afsonderlike boompies, die palmboom, die roos, die suurboom en die den. Maar baie dankie dat julle dit vir ons saamgevat het. Karen, ek sal mense na jou verwys as hulle enige navrae het oor die verskillende boomtipes. Karen is 'n geakkrediteerde fasiliteerder van die Journeying Through the Parenting Garden, en Hetty Brits wat ook saam met ons aan hierdie gesprekke deelneem. Sy is die skrywer onder andere van die boek Kweek kinders met karakter. Baie dankie julle. Baie dankie Sarina. Dankie Hetty. Dankie, mooi bly. Okay.